Baie welkom en vandag gaan ek met jou gesels oor 'n skat. Nou ons almal het een of ander ding in ons lewe wat vir ons baie belangrik is en dit is hierdie skat. Nou interessant, Jesus het ook die voorbeeld van 'n skat gebruik om vir ons te vertel van die koninkryk. Maar sodat ek en jy dit reg kan verstaan, gaan ek nou vir jou 'n voorbeeld gebruik van koning Midas. Dis 'n legende wat vertel word. Net so terloops dat daar word gesê dat aan die punt van 'n reënboog is daar 'n skat, as jy natuurlik daardie punt kan bereik. Ek en my vrou het so onlangs die ervaring gehad, daar was so 'n miswolk en kan jy glo, ons was by die punt van daardie reënboog gewees en daar is nie 'n skat nie, so jammer vir die van julle wat dink daar is 'n skat. Nou, ons weet in films en in stories speel 'n skat en dit wat gesoek word uiteindelik 'n baie groot rol in hoe stories aan ons voorgehou word. Dit maak dit baie interessant en as iemand uiteindelik die skat kon kry, dan is hy natuurlik nou ryk vir die res van sy lewe. Maar toe Jesus hierdie voorbeeld gebruik het, en dit veral op die koninkryk van toepassing gemaak het, wou hy gehad het ons met iets baie belangrik verstaan rakende wat die skat is. En daarom, voordat ek sy gelykenisse vir jou gaan vertel, wil ek jou hierdie legende van koning Midas vertel. Nou, koning Midas is 'n koning wat behep was, trouwens hy het 'n obsessie gehad om baie ryk te wees. En daarom toe daar so 'n fees van die gode was daar 'n guns wat hy aan die god Dionysus bewys het, en Dionysus het toe vir hom gesê, maar Midas, jy kan nou enigiets wens, net wat jy wil. En sonder om te dink toe sê koning Midas, maar ek wil dat alles wat ek aanraak in goud verander. En dit gebeur toe ook so, toe hy aan die tafel raak, toe word dit goud. Toe hy aan die beker raak wat hy uitdrink, toe word dit goud. En hy was aanvanklik verskriklik opgewonde. Selfs die skoene aan sy voete het goud geword. Maar op daardie stadium kom sy dogtertjie toe ingehardloop om by hom 'n drukkie te kry. En toe hy haar optel, nou ja, toe verander sy kind in 'n goudstandbeeldjie. En net daar het Midas verstaan dat al die geld in die wêreld, trouwens al die goud in die wêreld, kan nie betaal vir die liefde en die verhouding wat hy met sy dogtertjie het nie. Dat dit is tog immers baie meer waardevol as al die geld wat daar in die wêreld kan wees. En weet julle dat hierdie selfde beginsel kry ons ook, dat baie keer as daar sulke inspirerende video's gemaak word, dan word daar vir ons gesê, jy is so behep om 'n vreeslike duur, mooi horlosie te besit. Maar besef jy dat die tyd van daardie horlosie, as dit nie saam met iemand is nie, beteken niks. As jy uiteindelik net op jou eie is en jy is nie in 'n verhouding nie, dan het jou lewe nie regtig veel betekenis of waarde nie. Dis alleen in verhoudings wat ons lewe betekenis het. En dit is die skat wat Jesus ook wil hê ons moet verstaan. Nou die 3 kort gelykenisse wat hy vertel het is in Matteus 13, daarvan in vers 44. Hy het gesê, met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n skat wat in 'n saailand onder die grond lê, en wanneer iemand dit kry, maak hy dit weer toe, en omdat hy baie in sy skik is, gaan en verkoop hy alles wat hy het, en hy koop daardie land. Nou as 'n mens kyk in die lig van die ander gelykenisse, die gelykenis van die saaier, die gelykenis van die saailand wat voor hierdie gelykenisse vertel word, dan is dit baie duidelik dat dit hier gaan oor die liefde wat God vir mense het. Jesus is die saaier wat die saad saai. Jesus is die een wat uiteindelik ook die saad in die goeie land saai, waar die ou duiwel in die nag kom in die onkruid tussenin saai. En dit gaan oor God se koninkryk, met ander woorde die plek waar die Here onder mense wil wees. En nou sê Jesus, in die koninkryk van God gaan dit so, dit is soos iemand wat 'n skat in 'n saailand vind. Nou interessant dat as 'n mens die Ou Testament lees op verskeie plekke, Exodus, die Psalms, maar ook dan in Deuteronomium, lees ons dat die Ou Testament verwys na die volk Israel as die skat wat God vir homself toeëien. Ons lees byvoorbeeld in Deuteronomium dat daar staan, jy is 'n volk wat deur die Here jou God afgesonder is. Vir jou het die Here jou God gekies om uit al die volke op aarde sy eiendomsvolk te wees. Nou die woord eiendomsvolk word ook vertaal as God se skat wat hy vir homself toeëien.
Daar word gesê dat vers 7, die Here het jou nie lief gekry en gekies omdat jy groter was as al die ander volke nie. Jy was maar die kleinste van almal, maar omdat die Here jou lief het, het hy sy belofte nagekom wat hy met 'n eed bekragtig het aan jou voorvaders. En dan gaan natuurlik daai vers verder. So, as hierdie eerste gelykenis hier van die koninkryk gaan oor God die Vader wat die skat Israel uiteindelik daai stukkie grond uit daai koop, die hele land koop wat natuurlik die totale wêreld is waarin hierdie skat is om uiteindelik dit alles vir homself toe te eien. Nie net die skat self nie, maar die totale saailand wat in die konteks dui op die totale wêreld. So wat Jesus sê, die Vader het jou en my gevind en hy het vir ons so lief en ons is die skat wat hy uiteindelik vir homself wil toeëien. Jesus gaan verder om die volgende gelykenis te vertel en dit is die van die parel. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n handelaar wat op soek is na goeie parels en as hy 'n baie waardevolle parel raakloop, gaan verkoop hy alles wat hy het en koop daardie parel. Nou hier gaan dit weer natuurlik oor Jesus. Jesus wat sy lewe vir ons prys gegee het, om uiteindelik ons as sy kosbare parel te bekom. Die parel hier is die kerk van die Here Jesus, die geloofsgemeenskap waaraan ons behoort, die nuwe gemeenskap waarin ons met hom een kan wees. Interessant dat Jesus die woord parel gebruik, want 'n parel is iets wat tog in 'n irritasie en 'n oester gevorm word. En ons weet dat dit is altyd baie keer maar 'n pynlike proses as daai parel gevorm word en op die ou end hierdie mooiste parel word. En dit is so waar van ons eie lewe. Trouwens, as daar oor die kerk gepraat word, dan word dit altyd ook in hierdie konteks gepraat. Dat ek en jy sal verstaan, dit is nie ons wat die Here soek en ons lewe vir hom gee nie. Dis hy wat na ons kom soek het en sy lewe gegee het, sodat ons aan hom kan behoort. Hy sê in Lukas 19 vers 10, die Seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Hy is die een wat sy parels kom soek. 1 Petrus 4 sê vir ons geliefdes, moenie verbaas wees oor die vuurproef waarin julle onderwerp word nie. Dit is nie iets vreemds wat met julle gebeur nie. Wees liewer bly hoe meer julle in die lyding van Christus deel, want dan sal julle ook oorloop van vreugde by sy wederkoms in heerlikheid. So met ander woorde, ons as gelowiges en ook as 'n geloofsgemeenskap wat in die Here behoort, word as sy parel gevorm. Maar verstaan net dat hierdie gelykenis praat oor Jesus se liefde vir jou en vir my. Ons is weer in sy skat met wie hy in verhouding wil tree. Die laaste gelykenis in Matteus 13 vind ons in vers 47. Verder gaan dit met die koninkryk van die hemel soos met 'n treknet wat in die see gegooi is en allerlei soorte vis vang. As dit vol geword het, sleep hulle dit op die strand uit en gaan sit om die goeie vis in mandjies bymekaar te maak, maar die onbruikbares gooi hulle weg. Hier gaan dit oor die liefde van God se Gees. God se Gees wat gekom het, soos Jesus ook in Johannes 14 dit so mooi verduidelik, om ons te oortuig van die waarheid, dat die waarheid die weg en die lewe is. En dat ons sondig is en daarom hom so nodig het. Maar die Heilige Gees werk met die totale wêreld. Dis hierdie werknet wat oor die hele wêreld uitgaan. Dit is God se koninkryk en die boodskap van die koninkryk. Van Jesus se liefde vir sy parel, die Vader se liefde vir die skat in die grond en die Heilige Gees se liefde vir alle mense wat hy wil uiteindelik lei daartoe om in Jesus te glo, om lief te kry en die lewe te vind. Want dit is waaroor die evangelie gaan. En weer eens gaan dit oor 'n verhouding waarin die Here met ons wil staan. In Johannes 16 vers 7 staan daar:
Tog sê ek vir julle die waarheid, sê Jesus, dit is tot julle voordeel dat ek weggaan, want as ek nie weggegaan het nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur, en wanneer hy kom, sal hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde, en dat die reg aan my kant is, en dat die oordeel al gekom het. Jesus eindig hierdie gelykenis van die trek net deur te sê dat die engele van God sal oor die aarde uitgaan en uiteindelik die goeies en die slegtes van mekaar skei. En daar sal 'n gehuil wees en 'n geknars van tande. Nou hierdie gehuil en geknars van tande is nie net om te dui op 'n lyding nie. Dit dui op 'n woede. Dit dui op mense wat nie na die lig wil kom nie. Dit dui op mense wat nie hierdie liefde van die Vader en die liefde van die Seun en die liefde van die Gees in hulle lewe wil aanvaar en wil koester nie. En ek vertel vir jou dit dat jy ook sal verstaan dat die Here jou so lief het dat jy is sy skat wat hy eintlik wil vashou, wat hy gevind het maar wat hy ook uiteindelik as enigste bate wil behou. Maar dan moet ons ook hom terug lief hê. In Matteus 6 in die bergrede het Jesus dit so mooi gestel. Moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Daar kan geen twyfel wees dat as Jesus praat oor 'n skat, soos wat hy in die bergpredik ook hier vir ons verduidelik, dan gaan dit daaroor dat jy God sal lief hê en dat jy die verhouding wat jy met hom het sal koester, net soos wat hy jou as sy skat lief het en daai verhouding met jou koester. Ek wil vertrou dat dit vir jou die troos en die inspirasie in jou lewe sal wees. As jy maar net weet hoe lief die Here jou het. Die koninkryk gaan daaroor dat God mense liefhet en dat hy in 'n verhouding met hulle wil leef. En dan net soos Midas besef ons dan al die geld in die wêreld, al die goud in die wêreld, al die skatte in die wêreld kan nie vervang word met 'n liefdesverhouding. 'n Liefdesverhouding wat ek en jy vir God het en wat hy vir ons het nie. Dit is ons skat wat nooit vergaan nie en wat nooit sal minder word nie. Nee, ja, vir die van julle wat in die noorde van Perth is, julle is baie welkom ons eredienste by te woon, 9:30 die oggende op die adres wat sal verskyn. En tot ons weer gesels, alles wat mooi is, totsiens.